Geliefdes, ons is dan nog in die tyd van die lydingstyd van ons Here Jesus Christus, wat ons dan nou ook gaan herdenk vanmôre. Ons is dan nou in die lydingstyd, dan nou ook vanmôre, en ons gaan dan nou ook daarmee dan 'n gedagte hou, 'n baie mooi gedeelte in die Ou Testament, Jesaja 52, dis eintlik Jesaja 53, ons gaan net so 3 verse voor Jesaja 53 begin by Jesaja 52. En die tema wat ons gedagte hou vanmôre is lyding. Lyding is tog vir ons almal 'n groot probleem en 'n groot uitdaging. En is die lewe nie vol lyding nie? Maar ons moet die perspektief van die lyding ook raak sien in vanmôre se gedeelte. En daarom die tema vanmôre: deur lyding tot heerlikheid. Deur lyding tot heerlikheid. Kom ons sluit dan ons voorsang af deur te blaai na Psalm 66. Psalm 66, dan sing ons daar as afsetting van ons voorsang vers 1 en vers 7. Psalm 66 vers 1 en vers 7. Die blystaande vir die fotum en die seëngroet. Na die fotum en die seëngroet is ons lofgesang, wat ons dan spontaan sing, gesang 29. Gesang 29, en daar sing ons al 3 die verse. Gesang 29 vers 1, 2 en 3, net na die fotum en die seëngroet. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons luister aandagtig na die wet van die Here, soos wat ons dit dan opgeteken vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely dan ook eerlik ons skuld voor die Here. Ons blaai na Psalm 25, Psalm 25, en dan sing ons saam met die Psalm dan ook ons hartse belydenis met vers 1 en vers 5 as skuldbelydenis voor die Here. Handelinge 10 vers 43 sê aangaande die Here Jesus Christus: aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Daarom geliefdes aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp,
Verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat hy in die ongeloof in Jesus Christus se soenverdienste bly lewe. Dit is dan die hart van ons geloofsbelijdenis. Vanmôre gaan ons geloofsbelijdenis dan saam sing voor mekaar, deur te blaai na Gesang 82. Bely ons dan voor God en voor mekaar wat ons bely as kerk van die Here Jesus Christus, deur saam te sing vers 1, 2 en 3. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop by Jesaja hoofstuk 53. Jesaja hoofstuk 53, ons gaan lees vanaf hoofstuk 52 se vers 13. Jesaja 52 vanaf vers 13 tot Jesaja 53 vers 12. Baie mooi gedeelte, as jy hom kan volg in die Bybel, sal dit vir u tot baie groot waarde en betekenis wees. Veral as ons let na die hoofletters in hierdie gedeelte, wat baie prominent vir ons die evangelie hier verkondig. Voordat ons lees uit die woord van die Here uit, kom ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom staan voor u alleen op grond van dit wat u Seun Jesus Christus, ons Here en ons God vir ons kom doen het op hierdie aarde. Ons kom staan hier voor u Here omdat u deur u Gees in ons harte so werk om u kerk te vorm. Hier plaaslik, in die ander kerke, reg oor die land, werk u deur u Gees soos u wil, u trek soos u wil, u begenadig soos u wil, deur die soenverdienste van u Seun Jesus Christus, wat nuwe hoop en nuwe waarde gee aan die mens, wat so diep geval het in die sonde. U naam ter ere, u grootheid, u liefde, u barmhartigheid wil ons ook kom besing as u kerk vanmôre hier vergader. En ons dank u Here vir dit wat u alles kom doen het vir ons na hart en na siel, na liggaam en na gees.
Dit wat U vir ons kom werk het, deur die eeue heen. Terwyl ons ook nou so in die lydingstyd is, wat die kerk ook die lyding van Christus herdenk, is dit vir ons so belangrik en so nodig om te verstaan, hoekom moes U so kom ly het vir ons sondaar, sodat ons daardeur geregverdig mag word. En terwyl ons dan ook met die woord oopsit vanmôre, Here, kan ons daarom net vir U kom vra dat U vir ons in ons harte die troos van die waarheid sal kom ingiet, soos reën, en sal laat groei soos koring, dat U vir ons sal voed na die siel, na die liggaam, dat ons sal weet, Here, ons is getroos in die lyding van U Seun Jesus Christus. Mag ons dit ook verstaan vanmôre. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. In die 33-53 is daar 'n baie gepaste opskrifie ook, wat daar begin by hoofstuk 52 vers 13. Die knegt van die Here word verneder en verhoog. En dan word die woord knegt deurgaans in hierdie gedeelte met 'n hoofletter geskryf, want dit verwys na Christus. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word. Soos baie hulle oor U verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad wat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, en sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Verskoning, ek lees weer vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak en sy siel 'n skuldoffer aangebied. En as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak.
en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Geliefdes, ons gaan fokus plaas op vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hierdie gedeelte word beskryf as die evangelie van die Ou Testament. Inderdaad, die hoogtepunt en ook die dieptepunt van die Ou Testament Messias word hier verkondig. Waaroor gaan dit? En wie is hy? Wat kom doen hy? Hoekom kom doen hy dit? Kragtig word die hele evangelie boodskap in hierdie gedeelte saamgevat. Nêrens anders in die Ou Testament word die karakter van die soendood van die komende Messias so duidelik beskryf. En daarom dat hierdie gedeelte dan ook meer as 15 keer aangehaal word in die Nuwe Testament, met direkte betrekking en verwysing na ons Here Jesus Christus. Nou in vers 1 word die Messias genoem die knegt met 'n hoofletter van die Here. Die knegt wat liggaamlik gestalte gekry het in die Here Jesus Christus. Die knegt wat 100% mens is, maar ook 100% God. 100% seun van God, 100% seun van die mens. En hierdie knegt is die getuie van God se waarheid, van God se beloftes, dit wat hy bring vir ons. Vers 9, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie, was hy waarlik die getuie van waarheid self. Eers vernedering en dan verhoging. En hier moet ons vra, hoekom? Wanneer hy in die openbaar sal optree, sal hy verag word. En die boodskap van die waarheid wat in hom is, wat hy is, sal nie verdra word nie. As knegt van die waarheid sal die volk in hom 'n groot aanstoot neem. Want die waarheid is nie in die sondaar mens nie. En wanneer die waarheid die mens kom ontmoet, rebelleer die mens. Neem aanstoot. Ons sal hom as waarheid eers verwerp en sy liggaam in lyding en smarte laat verbrysel. En so sal die leuen die waarheid baie ruw en rof beloon. So is die lig en so is die duisternis. Eers vernedering, dan verhoging. Vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Daarom is daarna sy helse lyding en sy helse smarte en vernedering vir hom uiteindelik ook die verhoging, wat hy ook skenk aan elkeen van ons wat in hom glo. Daarom die tema van môre. Deur lyding tot heerlikheid. Deur die lyding tot die heerlikheid. In die eerste plek die lyding in sy verskriklike mishandeling. Vers 10, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel.
Hy het hom krank gemaak. Geliefdes, ons as mense soek nie lyding nie. Ons soek nie swaar kry nie. Ons sal alle meganismes in hierdie lewe in plek stel om nie lyding deur te maak. Lyding is vir ons erg, maar net so ook vir die Joodse volk in die tyd van Christus. Die volk verag lyding. Hulle verwerp dit as 'n vloek en 'n oordeel van God. Wie hou tog van lyding en skande wat daarmee gepaard gaan? En daarom, wanneer Jesaja hierdie evangelie boodskap bring tot die volk, dan wil hulle niks hoor van 'n Messias wat moet ly en verbrysel en vernietig moet word tot in die dood in nie. Die knegt van die Here moet eers kom smartlik ly. Hulle kan dit nie verstaan nie. Wie soek lyding? Wie soek die swaar kry? En volgens die volk wil hulle eerder 'n Messias hê wat met die heerlikheid op die toneel kom verskyn en die vyand 'n voetbank maak van sy voete en regeer tot die bevryding van die volk en alle smarte en alle lyding daarmee wegneem. Dis hulle verwagting. Die volk het so omgedink. Omdat hulle swaar kry en omdat dit vir hulle hard is hierdie lewe, daarom ontvang hulle die straf op hulle sonde. En omdat hulle reeds nou die straf en hulle lyding ervaar op hierdie aarde, is dit vir hulle die regverdiging voor God. Hoe meer swaar kry die volk daarom verduur weens hulle sonde, hoe meer sal God hulle regverdig. So het die volk gedink oor lyding en swaar kry. Asof die lyding en die swaar kry 'n soort loutering is voor die aangesig van God. Nie nog 'n Messias wat ly moet kom nie. Ons ly genoeg. Dis hulle werkheiligheid gewees tot hulle selfregverdiging. As die Jode tot vandag nog Jesaja 53 lees, beskou hulle die volk as die knegt van die Here wat die lyding deurmaak tot hulle selfregverdiging. En hoe het daardie geloof van lyding en swaar kry wat 'n mens deurmaak nie ook in ons harte al kom plek maak, dat ons ook kan sê, 'n uitdrukking soos, daardie persoon het soveel lyding deurgemaak in hierdie lewe, sy pad hemel toe is vir hom geteer nie, as gevolg van sy lyding wat hy deurgemaak het nie. Dis vals. Jou lyding op hierdie aarde regverdig nie jou sonde nie. Dit bring nie vir jou regverdiging voor God nie. So moenie jou swaar kry verhoog ter wille van regverdiging voor God nie. Moenie roem in jou swaar kry asof dit jou regverdig voor God nie. Die volk het geroem in hulle swaar kry, daar in hulle ballingskap. Ja, hulle het dit verdien, sal hulle sê. Maar hoe meer ons hierdie swaar kry dan nou deurmaak, hoe meer heilig sal ons voor God wees. Want God sal ons aansien as hierdie lydende knegt. Maar dis nie die lydende knegt wat die Here voorspel het nie. Hy het sy Messias voorspel. Daarom wil hulle niks weet van nog 'n Messias wat moet kom ly nie. En dit is die rede waarom die Judaïsme tot vandag toe nog die Here Jesus Christus verwerp en verag. Volgens die Judaïsme is die Here Jesus nie die knegt van die Here. Want in hulle ballingskap in ellende in Babylon het hulle klaar gelei. En dit is dan wat Jesaja ook vir hulle hier kom sê, dat hulle swaar kry en hulle lyding hulle nie verlos van hulle sonde nie. Daar's geen regverdiging vir 'n sondaar
wanneer hy self as gevolg van sy eie sonde moet ly nie. Dis die gevolge van jou sonde. Jy het dit gebring oor jouself. Hoe kan God regverdiging werk uit 'n rekening wat jy self oor jouself gebring het en self betaal op hierdie aarde? Daarom geen lyding, geen selfkastyding, geen selfbejammering weens eie smarte bring jou nader aan God nie. Slegs die lyding van Christus. Slegs die Messias se lyding as die sondelose een. As God in die drie eenheid, as regverdige seun van God, as die knegt van die waarheid. God wil slegs sy onskuldige seun se lyding aansien, want hy's onskuldig. Hy's God, hy's sy seun. Hy wil sy lyding aansien vir jou regverdiging. Ons word slegs in Christus se lyding geregverdig. Deur geloof moet ons sy lyding daarom erken en moet ons ook sy smarte vir ons aanneem. Vers 5 en 6. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Nie jou swaar kry nie. Dis nie jou regverdiging nie. Sy lyding, sy swaar kry is die regverdiging. Jesaja 53 vers 11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. God sal versadig word aan die lyding van sy seun. Dit sal sy siel versadig. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Hoekom kan jou eie swaar kry in jou lewe jou nie regverdig voor God nie? Want jy self skuldig aan jou eie swaar kry. Maar Christus is onskuldig. Hy's onskuldig aan die sonde. Dit gaan nie vir God oor die skuldige wat in sy skuld ly nie. Want dit is mos maar geregtigheid. Dit gaan vir hom oor die onskuldige seun van God wat ly as die ware regverdige. Die onskuldige een wat ly. Dit tel by God punte. Om onskuldig te ly. Ons kan nie verstaan waarom iemand wil kom ly onskuldig nie. Daai begrip is nie vir ons mens nie. Ons wil uit die lyding uitkom. Ons wil uit die swaar kry uitkom. Waarom sal iemand na die aarde toe wil kom en hierdie swaar kry en die ellende op hom kom neem? Dit maak vir ons sondaar mens in ons swaar kry en in ons lyding glad nie sin dat iemand dit sal wil doen nie. Die probleem is juis omdat ons slegs na lyding wil kyk as straf op sonde. Ons glo aan die vergelding. Jesaja voorspel juis dat die Joodse volk in die tyd van Jesus Christus sal dink soos vers 4 stel, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Met ander woorde, ons het gereken, hy moet so ly, want hy moes ernstig 'n verskriklike sonde gedoen het. Die vergeldingsreël moet ernstig ter sprake wees by hom. Maar die waarheid is, dis ons wat so geslaan en so verdruk moes word deur God. Vers 12 sê, hy het sy siel uitgestort in die dood.
en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Hy kom offer vrywillig sy liggaam en sy siel. Maar dit is slegs deur geloof wat ons kan verstaan. Hy het dit in sy onskuld vrywillig vir ons kom deurmaak. Geliefdes, hoor dit. Lyding op hierdie aarde is nie altyd die gevolge van eie sonde nie. Ook ander se sonde het lyding tot gevolg. Al veroorsaak sonde altyd lyding en swaar kry, is lyding nie altyd die resultaat van eie sonde nie. Liefde. Let op die liefde van iemand wat bereid is om in hierdie wêreld in te kom, onskuldig aan enige sonde, om in hierdie wêreld in te kom en steeds die lyding op te neem van ander se sonde smart. Luister en let op die liefde van die ware held van die eeue, die ware held van die kosmos, wat in jou lyding kom inklim. Om die lyding te kom deurmaak, nie om 'n selfmarteling vir homself op te lê nie, maar om deur sy onskuldige lyding vir jou 'n rekening te begin by God. 'n Rekening op te maak wat jy nie kan betaal nie. Die liefde van God word juis erken waar sy seun die lyding wat ons sonde veroorsaak het, as 'n onskuldige saam met ons kom dra. Die liefde ly. Daar neem God die offer aan. Daar wil God die skuldige sondaar regverdig op die rekening van die lyding deur die onskuldige. Lyding as gevolg van eie sonde is daarom geen regverdiging voor God nie. Maar om onskuldig te ly ter wille van 'n ander een, vrywillig ter wille van 'n ander een, daar word genade en liefde geopenbaar. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 19 tot 21, waar ons hierdie kosmiese liefde van 'n God ook na ons harte toe moet bring en ook hierdie dinge moet uitleef teenoor mekaar as die kerk van die Here Jesus Christus. 1 Petrus 2 vers 19 tot 21, want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Wie wil lyding opneem in hierdie smartlike wêreld? Ons wil daarvan af wegvlug, maar die liefde kom ons te gehulp in Christus Jesus en hy kom neem ons smarte op. Hy kom saam met ons die lyding verduur terwyl hy geen skuld het daaraan. Waar sonde altyd lyding veroorsaak, is lyding nie altyd as gevolg van die eie se sonde. Dis hier waar ware liefde 'n werklikheid word in 'n gebroke wêreld. Wat 'n verskil maak jy daar in die wêreld? Kan jy onskuldig ly soos Christus kom ly het? Waar Christus verbrysel word, krank word, verpletter word, ter wille van 'n ander. Lyding is daarom plaasbekledend in die plek van die ander een. Vers 10, as sy sieleoffer 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien.
Geliefdes, dit vereis geloof om te verstaan dat die Messias, die knegt van die Here, eers verneder moes word voordat hy verhoog kan word. Dit gaan oor ons rekening van skuld voor God. Hy moes eers vir ons daardie rekening kom skoonmaak het, deur onskuldig saam met ons te ly. Daarom sê Jesaja in hierdie vraag van verbasing in vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Wie het geglo? Dit spreek nie van onkunde soveel as 'n verbasing van 'n God van liefde wat in ons gebroke wêreld sal kom inklim nie. Saam met ons die lyding kom deurmaak onskuldig nie. Die beginsel om 'n ander se straf te dra was nog altyd daar. Die volk moes die beginsel geleer het uit die lammeroffers van die Ou Testament. Ons kry nie meer pak sla in die skole nie. Maar miskien het jy dit al oorgekom dat iemand anders 'n pak sla in jou plek gevat het. Dit maak 'n rekening. En ons staan voor die rekening van die Here Jesus Christus. Die volk moes hierdie beginsel leer. Die plekbekledende offer. Die lammetjies wat julle geslag het in die Ou Testament in die plek van julle sonde. En daarom sê vers 10, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Daarom is hy die ware lam deur sy lyding. Vers 7, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat aan die slagplek gelei word, en soos 'n skaap is voor sy skeerders. Sy onskuldige, sondelose lyding as plekbekledend vir onskuldige sondaars was eerste nodig voor sy verhoging. Want hoe sal hy ons daarmee kon saamvat, as hy nie eers gekom het om verneder te word, saam met ons in die modder te beland nie? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Wanneer God sy knegt se offer van versoening kom aanneem, dan sal almal wat in Christus glo sy nakroos wees. Ons wat glo is sy nakroos. En so versamel hy deur hierdie liefdesdaad vir hom 'n volk wat sy versoenende liefde verstaan. Wat glo en wat hy kom doen het namens hulle in hulle plekke. En die wat in sy lyding namens ons glo, word nie veroordeel meer tot die ewige hel nie. Hy het in ons plek ter helle neergedaal, plekbekledend. In die derde plek, lyding is die enigste weg tot hierdie heerlikheid. So eindig vers 10, hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Daarom gaan die vernedering, die verhoging vooraf. Sy vernedering was namens ons, sodat sy verheerliking ons kan saamvat na die verhoging na die hemel toe. Sonder sy vernedering is daar nie 'n skuldaflossing. Kan ons nie gaan saam met hom nie. Hy is die knegt van die waarheid. En hoe wonderlik is, die waarheid staan nie daar aan een kant en veroordeel die leuen hierdie kant. Die waarheid kom in hierdie wêreld in. En die waarheid self kom maak die lyding deur. En waarheid kan slegs waarheid wees wanneer die waarheid die diepste vlak van lyding en vernedering deurmaak en dan nog steeds opstaan as waarheid. Waarheid kan nie vernietig word. Daarom is die Here Jesus Christus die Logos, die beginsel van die wysheid van God, die woord van God, die waarheid van God. Wanneer die waarheid so in hierdie wêreld inkom, kan die waarheid nie vernietig word nie en dit neem 'n persoon aan.
'n menslike liggaam in Jesus Christus. Soos Handelinge 2 vers 24 sê, hom het God opgewek, omdat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word, anders was waarheid nie, en was Christus alleen. Het Jesaja vir ons gejok, was die beloftes van God niks werd nie, is ons almal in die verdoemenis. Die waarheid kan nie in die dood gehou word nie. Daarom moet ons by die waarheid bly. Daarom moet ons in die waarheid verkneg wees. Ons moet die diensknegte van waarheid wees, in Jesus Christus, deur Jesus Christus. Hy is die knegt van die waarheid, soos Johannes 14 vers 6 sê. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As Christus opstaan uit die dood met sy liggaam, dan seëvier die waarheid. En die waarheid word weer opgeneem in die hemel aan die regterstoel van God. Maar die waarheid word vir ons gegee deur die woord van God, om verkondig te word in die naam van die Here Jesus Christus. Romeine 6 vers 4 moet die gevolg wees. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. Hy gaan 'n nakroos sien van gelowiges wat glo in die werk wat hy kom doen het. Jesus Christus het klaar die straf op ons sonde gedra. Deur ons swaar kry verwerf ons niks geregtigheid voor God nie. Vers 5, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarom lewe ons nou met 'n verwagting op grond van sy swaar kry, sy lyding. 'n Verwagting dat ons sonde nie meer na ons liggame gestraf gaan word, behalwe wanneer ons moet doodgaan, sodat ons kan opstaan tot die ewige lewe nie. Dis al hoekom ons moet ontslaap. Die dood is geen meer 'n straf op die sonde nie, maar 'n oorgang van hierdie lewe na die ewige lewe toe. Om sy liefde te ken en sy liefde so te beleef, moet ons daarom ook op hierdie aarde ons liggame stel tot 'n heilige en 'n welgevallige offer vir ons Here. Werktuie tot sy beskikking. Jy kan lyding verduur. Jy kan lyding verduur, omdat hy lyding verduur het vir jou. En jy sal lyding verduur op hierdie aarde, want hulle het die Here gehaat, hulle sal julle haat. Ons verstaan lyding daarom nie meer as skuld op sonde. Want ons leef in 'n gebroke wêreld, 'n stikkende wêreld. Miskien as ons so dapper kan wees soos die Here Jesus, dan vlug ons na lyding toe en nie daarvan af weg. Om dalk vir die Here 'n welgevallige offer ook daar te gaan wees, tot eer en verheerliking van hom wat die waarheid is, ter wille van die waarheid, soos 2 Korintiërs 13 vers 8 sê, want ons kan niks doen teen die waarheid, maar wel vir die waarheid. Ons sien in ons dag al hoe meer en meer mense vlug weg van die lyding af, weg van die swaar kry af. Dis asof die goeie die hele tyd verloor op hierdie aarde. Want niemand offer meer nie. Niemand wil kom insit in die liefde van God om 'n offer te wees, maar onskuldig. Onskuldig beslis. Maar tot roem en eer van God kan ons 'n onskuldige offer wees, soos Christus vir ons was, in hierdie harde wêreld. Waar is die dapperheid van die Christene? Almal vlug na hulle eie huise toe. Almal sorg eers vir hulle self, almal vermy die lyding. Almal duins daarvan af weg. En so seëvier die kwaad. En is ons nie al moeg van die kwaad wat aanhoudend seëvier nie?
Want die liggame, die offers van God, wie ons is nêrens te bespied in die offervaardigheid nie. Ons het 'n heerlike toekoms. Want ons verwag saam met Christus se heerlikheid ook die volmaakte verheerliking na liggaam en siel. Danksy Christus is daar vir ons 'n opstanding na die liggaam en die siel tot die ewige lewe. As ek mag sê vir die Afrikaner boerevolk vandag, jou liggaam maak saak. Jou liggaam maak saak. Maar wat is jou liggaam se offerwaarde? Want wanneer ons eendag in die hemel gaan staan, gaan jy daar loop staan as 'n blanke Afrikaner boereman of 'n boerevrou. Wat jy nou is. Wat is jou offer werd voor die troon van God? Deur sy lyding mag ons as sy gelowiges ook deel hê in daardie eenmaalse verheerliking. Wanneer ons ook as gesante en lede van hierdie volk, ons hele volk moet verteenwoordig voor die troon van God. Saam met ander volkere, maar wie van ons sal daar wees na liggaam? Moenie jou liggaam verag nie. Moenie jou geslag verag nie. Moenie jou volk verag nie. Die offers. Die Here Jesus vra dit van ons. Hy het dit vir ons gegee. Daarom sluit ons af met die vraag en die antwoord 37 van die Heidelbergse Katekismus as dit so saamgevat word. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat hy, dis Christus, aan liggaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde. Maar veral aan die einde van sy lewe, die toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag gedraai het, sodat hy met sy lyding as die enigste soenoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis sou verlos en vir ons die genade van God, geregtigheid en die ewige lewe sou verwerk. Jy het 'n toekoms in Jesus Christus. Al lyk jou toekoms vir rondom jou donker. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Here, ons kan vanmôre net vir U kom dankie sê vir die geloof in U Seun Jesus Christus. Mag ook die geloof in daardie liefde, daardie versoenende offer, daardie knegg, ook ons harte vul al meer en meer tot ware diensknegte en offers voor U. Mag ons hierdie liefde teenoor mekaar in ons gemeenskap, in ons kerk eerste uitleef. Wanneer U ook ons harte deur die Heilige Gees al meer en meer oortuig van U grootste liefde vir ons. Rig U ons op tot eer en verheerliking van U naam alleen. Laat U wil geskied. Ons bid dit alles in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met Gesang 288. Gesang 288 en dan sing ons daar vers 1 en vers 2. Gesang 288 vers 1 en vers 2 as afsluiting dan ook. First
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen.